Môre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name. Jahwe ons Elohim, dit is God Almagtig. Yahshua is Jesus Christus en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ons gebruik drie Bybels wanneer ons studies doen. Die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James version, nie die New King James version nie, en dan the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham version, ook nie the Emphasis version nie. Nou ons gaan verder met die studie oor wat die Bybel sê is sonde. Sonde is 'n gruwel vir Jahwe ons Elohim. Dit wil sê God Almagtig en dit word as volg beskryf. Kom ons kyk. Samehorigheid teen Jahwe ons Elohim of God is sonde. Om saam met ander teen die evangelie van Jahwe of God te preek. Jesaja 1 vers 28. Maar daar sal verbreeking wees van die oortreders en die sondaars almal saam. En die wat die Here, dit is nou Jahwe ons Elohim, verlaat. Met ander woorde, die wat terugdraai na sy sonde toe, of hulle sondes toe, sal omkom. Nou hulle sal omkom as gevolg van hulle sonde. Die mense wat saam kwaad doen, sal altyd by mekaar staan. Kom ons lees Romeine 6 vers 23. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van Jahwe Almagtig, dit wil sê God, is die ewige lewe in Yahshua, in Jesus Christus, ons verlosser. Nou sonde is die vrug van die begeerlikheid. As ons lees in Jakobus 1 vers 13 tot 16. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Jy kan dit nie sê nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Dis wat die woord sê, né? Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig, stel ons nooit voor versoekings nie. Maar hy laat toe dat goed met ons gebeur, selfs as dit sleg is. Want deur die slegte dinge wat met ons gebeur, kom daar baie keer die goeie na vore. Dit is ook die manier om ons te toets. Sal ons die toets kan weerstaan of nie, is 'n vraag. Hy sê in die woord dat hy die sonde vir die mense sal bring wat nie wil glo nie, sodat hulle in hulle sonde kan sterf. Vers 14. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid, nou wat in jou eie sielsdimensie gedink is, dit is hierso van jou oor tot by jou kroontjie, dis jou sielsdimensie, weggesleep en verlok word. Wat beteken dit? Jou naaldstring is nog vas aan die wêreldse dinge. Die naaldstring is afgesny, maar nog nie af en toegebind nie. Jy laat nog toe dat die sonde van die wêreld jou beïnvloed. Vers 15. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, met ander woorde, as jy toegegee het aan jou vleeslike begeertes, dan baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hierdie laaste gedeelte sê dat sonde tot volle ontwikkeling kom wanneer jy so meegesleer word daardeur, dat jy dit nie eers wil stop nie. Dan vernietig dit jou huwelik, jou besigheid en jou menswees. Die kern van hierdie vers is, jy word self verlei deur sonde en moet dit self stop. Jy moet dit self stop. Jy moet self die naaldstring afsny en toebind. Niemand gaan dit vir jou doen nie, jy moet dit doen. Vers 16. Moenie dwaal nie. My geliefde broeders, nou die broeders is die bruid. Hier praat Jakobus met albei groepe, die bruid en wie nog tot bekering moet kom, wat nog nie tot bekering gekom het nie. Sonde bewerk onreinheid. Markus 7 vers 20 tot 23, kom ons lees dit. En hy, dis Yahshua, met ander woorde Jesus Christus, sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Vers 21. Want van binne, uit die hart van die mens, nou die hart is ons sielsdimensie, soos ek nou nog gesê het, jou oor tot by jou kroontjie, waar ons gedagtes en besluite gemaak word. Wat kom daaruit? Kom die slegte gedagtes, egbreek,
hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Vers 23. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Al hierdie booshede ontstaan in ons gedagtes. Niemand doen enige van die bogenoemde sondes sonder dat hulle daaraan dink of dit beplan nie. Sonde is die werk van die duisternis. Romeine 3 vers 11 tot 14. En dit te meer, omdat ons die tydomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Die tyd het aangebreek om seker te maak dat 1. Jy reg is om te sterf, dat jy weet dat jy sal hemel toe gaan, en 2. Dat jy nou reeds dienooreenkomstig lewe. Vers 12. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Dit is die tyd om in jou sonde te verkeer is verby. Die tyd van die wederkoms is naby. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Aangord beteken aantrek. Laat staan die werke van die sonde. Hierdie boodskap kom met die doel na ons toe. As julle Galasië 5 vers 22 gaan lees, dan sal julle sien, dit is die lig wat ons moet aantrek. Vers 13, laat ons welvoeglik wandel. Wandel in geregtigheid. Wat is geregtigheid? Dit is om in die wil van Jahwe ons Elohim te wandel. Soos in die dag. Nie in brassery, dit is partytjies en etery en drinkery, of dronkenskap, nie in ontug en ongehoorsaamheid, of ongebondenheid, ongebondenheid beteken om bandeloos te wees, iemand wat sonder tug lewe, nie in twis en nydigheid nie. Selfs twis of bekleierery onder familie en vriende is sonde. Vers 14, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus, met Jahwe, trek julle aan met Jahwe, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Wanneer jy vir Jahwe Elohim, dit wil sê, God Almagtig, begin leef, dan let jy op na wat jy sê en dink en doen. Dis nou jou. Ok, en dan gaan apostel Paulus verder in Efesiërs 5 vers 11 tot 12 en sê, en hou nie gemeenskap, nou om gemeenskap met ander te hou is om deel te hê of deel te neem aan iets met 'n ander persoon of 'n ander groep wat samehorig is in 'n spesifieke doel. Met ander woorde, byvoorbeeld satanistiese of enige okkultiese rituele. Byvoorbeeld die rituele van die Rooms-Katolieke Kerk. Die vers lees verder. Met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Die woord sê, jy mag nie een word met die sonde nie. Stap weg van dit af, want dit bring hartseer en moeilikheid. Hoe vlug die duiwel van jou af? As jy hom bestraf in die naam van Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, dan sal hy van jou af wegvlug. Nie loop nie, hy sal van jou af wegvlug. Dis wat die woord verklaar. Maar die aksie moet van jou kant af kom. Jy is die een wat die onvrugbare werke van die duisternis moet bestraf. Jy is die een wat moet besluit om jou lewe om te draai en Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, te volg, in plaas van die wêreld van die duiwel. Moenie met sonde speel nie. Dit is so Samson van die Bybel. Wat het sy dood gekos? Die feit dat hy met Delilah gespeel het in sonde. Hoe infiltreer demone en onreine geeste jou? As jy die deur oophou, nie iemand anders nie, jy hou daai deur oop. As die naaldstring afgesny is, maar nie toegebind is nie. As daar nog 'n gaatjie of 'n gleufie is waardeur hulle kan kruip, en jy hou daardie deur oop, net jy hou hom oop. Jy sal self die rekenaar waarop jy pornografie kyk, moet afsit. Jy sal dit self moet bestraf. Niemand anderste nie. Vers 12. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik, selfs om te noem. Ons kan enige iets vir enige iemand wegsteek,
Maar ons kan niks vir Jahwe ons Elohim wegsteek nie. Die woord sê nog voordat ons daaraan gedink het, weet hy dit al. Sonde is die werke van die duiwel. Kom ons lees Johannes 8 vers 41 tot 44. Julle doen die werke van julle vader. Nou wie is die vader? Hulle vader is die Satan. Toe sê hulle, dis nou die Jode vir hom, ons is nie uit ontegebore nie, ons het een vader, naamlik God, Jahwe ons Elohim, almagtig. Nou hoe weet jy wanneer iets sonde is? Eerstens, as jy voel jy moet dit doen omdat ander dit doen, en tweedens, as jou gees jou waarsku wanneer jy by die deur staan, julle weet mos, dis daardie deur wat jy moet oopmaak om in te gaan, om dit wat sonde is, te gaan doen. Niemand maak hom vir jou oop nie, jy maak hom oop. Wat jy jouself moet vra, voordat jy daardie deur oopmaak is, sal Jahwe, dit wil sê, Jesus Christus, hier wil ingaan of nie? Jy moet daai vraag vir jouself vra. Vers 42. En Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan. Nou, hy het gekom van die Vader, dis nou Jahwe, hy het gekom van die Vader, en gekom waarna toe? Aarde toe. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarna toe? Aarde toe. Vers 43. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Nou Jahwe sê hier vir hulle van daardie tyd, nou dit is die verlede tyd, en ook vir ons vandag, dat hulle in die sonndagskool of in die tempel onderrig wat hulle gehad het daai tyd groot geword het, maar hulle ken nie sy spraak nie. Hy sê, hulle spraak het hulle verraai. Nou hoe verraai ons spraak ons vandag? Ons baklei en vloek onder mekaar en vertel vuil grappe. Jahwe gaan verder en sê, hulle wil nie na sy woord luister nie, of hulle kan nie daarna luister nie, want hulle het die duiwel se leuns in hulle harte. Hy sê vir hulle dat die onreinheid van die wêreld nog in hulle is. Vers 44. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Nou, Satan kan nie die waarheid praat nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So verklaar die woord. Daar is 2 dinge wat jy elke dag kry as jy wakker word. 2 dinge. 'n Kans en 'n keuse. Maak die beste van jou kans wat jy kry en maak die regte keuse. Sonde is ook die werke van die vlees. Galate 5 vers 19 tot 21, waar vers 22 die vrug van die gees is hierdie die vrug van die vlees. Ek lees, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God, van Jahwe ons Elohim, nie sal sien nie. Sonde is in werklikheid dooie werke. Hebreërs 6 vers 1 sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus, aangaande Jahwe nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Dit is om soos 'n fondasie te lê vir 'n huis, maar om nie verder te gaan met die bouwerk nadat die fondasie gelê is nie. Want hulle bly by die begin van die prediking van Jahwe. Ons het dit verlede week ook bespreek. Die werke wat ons hiervan praat, of wat apostel Paulus hiervan praat, is die moeite wat ons moet doen om die woord te leer ken, om 'n verhouding met Jahwe te bou en om in heiligmaking te leef.
Hebreërs 9 vers 13 sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, dis Jahvashua, wat homself deur die ewige gees aan God, dis Vader Jahva, sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Vers 16, en daarom is hy, dis Jahvashua, middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het, dit is sy kruisiging, het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis ontvang. Jahvashua het vir ons 'n nuwe testament gelaat van die ewige of vir die ewige lewe. Hy het nie nodig om weer gekruisig te word nie. Hy het reeds die ewige lewe nagelaat. Ons moet dit net aanneem en hom gehoorsaam wees. Nou, die vraag is, wat het Jahvashua, dit wil sê Jesus Christus, vir ons gedoen? Hy is gestuur om ons sondes op hom te neem. Kom ons lees Hebreërs 9 vers 26. Maar nou het hy, dis nou Jahvashua, Jesus Christus, eenmaal in die volëinding van die eeue, nou dit beteken 2000 jaar gelede, verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem. 1 Johannes 3 vers 5. En julle, wie's julle? Dis die bruid. Weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. En geen sonde is in hom nie. Nou die Bybel sê hy was die enigste een wat nie sonde gehad het nie, maar dat hy sonde kom word het. Nou die vraag is hoe? Ons almal weet dit. Deurdat hy aan 'n houtkruis kom sterf het. Nou die woord sê in Galate 3 vers 13, vervloek is hy wat aan 'n houtkruis hang. Die houtkruis is deur die Rooms-Katolieke Kerk verander in 'n simbool van Christendom en dit is verkeerd. Die kruis simboliseer Jahvashua se kruisiging, terwyl ons sy opstanding moet vier. Ons het nou weer gekom by die tyd waar ons die versvergelykings gaan doen tussen die 3 Bybelvertalings. En die eerste vers wat ons nou gaan kyk is Efese 5 vers 11. Die 33 Bybel lees, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. 83, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. 2020, ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie, stel dit eerder aan die kaak. Bestraf dit liewer in 1933 word stel dit eerder aan die kaak in beide die 83 en 2020 Bybels. Nou bestraf dit liewer beteken om 'n straf op te lê of om straf te laat ondergaan of om te berispe. Met ander woorde, wat die vers sê is dit is beter om die sonde in jou gedagtes te berispe of te bestraf en jou rug daarop te keer voordat jy dit doen. Om iets aan die kaak te stel beteken dit word geopenbaar. Nou die kaak was 'n middeleeuse stellasie waarop die mense vasgemaak is of tentoongestel is nadat hulle iets verkeerd gedoen het, en dit is sodat almal hulle kon sien. Dit is om hulle aan die kaak te stel, om dit te openbaar. Maar dit het nie dieselfde betekenis as wat dit is om te bestraf nie. Dit beteken om iets aan die kaak te stel is om dit te openbaar wanneer dit reeds gebeur het. Dit is 2 heeltemal verskillende goed. Ander vers waarna ons kyk is Hebreërs 6 vers 1, 1933, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. 83, laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. 2020, laat ons dan verder gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande Christus en voortgaan na volwassenheid. Nou hierdie vers
het apostel Paulus vir die mense gesê, julle wat reeds tot bekering gekom het, is verby die stadium wat julle die melk moet gebruik. Dit is nou tyd dat julle oorgaan na die vaste spys toe. Ons het verlede week daaroor ook gepraat. En wanneer dit kom by die vaste spys inneem, dan strewe ons na volmaaktheid. Ons wil die woord leer ken en verstaan. Ons wil soveel moontlik verstaan, dat ons dit aan ander kan oordra, want dit is 'n groot verantwoordelikheid. En ons wil die beste en die intiemste verhouding met Jehovah, dit wil sê Jesus Christus, kan bou. Die woord volmaaktheid is ook sonder enige gebrek, waaraan niks ontbreek nie, volkome en perfek. Maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Dit klink asof dit dieselfde is wat ek hierbo gesê het, maar dit ontbreek aan hoe belangrik die kennis van die woord is en hoe belangrik jou verhouding met Jehovah, jou verlosser is. Voortgaan na volwassenheid, volwasse volgens die HAT beteken bloot, ryp, uitgegroei, ten volle ontwikkel. Daar is geen konnotasie tussen die 33 en die 2020 verse nie. Nou mense, ons het aan die einde gekom van ons studie en ons bespreking vandag. Ek hoop, en pastoor Winna hoop, dat julle dit leersaam gevind het. En as daar enige vrae is, ons e-pos sal aan die einde van hierdie uitsending verskyn. Maak met ons kontak en ons kan, as daar probleme is of gesels met ons gesels. Gaan ons afsluit. Asseblief. Ons almagtige hemelse Vader, U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. Die lelie van die dale, die blinke môrester. Ons wil aan U net lofliedere sing, prys. Ons wil U loof en prys. U wat van ons en eerste aan ons gedink het. U wat U aan ons geopenbaar het. Ek wil U dank dat ons hierdie boodskap kan uitdra in 'n verlore wêreld en dat ons die mense tot redding kan bring. U sê U het geen ander hande as ons hande en geen ander voete as ons voete nie. Seën hierdie boodskap, laat dit val op vrugbare grond en dat dit sal vrug dra 30, 60 en 100voudig. Seën ook een en elk van die mense wat hierso luister, hulle en hulle gesinne, as dit in U wil bestaan. Ons vra alles nie om ons dit verdien nie, maar net uit genade. U naam ter ere. Laat dit so wees. Halleluja. Totsiens. Tata.